Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Genesis 4. Wanneer ons hier in Genesis hoofstuk 4 lees, kan ons vasgevang word in allerlei vrae, soos, waar het Kain 'n vrou gekry en wie sou vir Kain kon doodslaan as daar nie ander mense was nie? Of, watse merk het God gegee dat mense nie vir Kain moet doodslaan nie? Sien, die Bybel gee ons nie antwoorde op hierdie vrae nie. Ons moet eerder fokus op dit wat ons vandag uit hierdie stuk kan leer. Die verhaal begin met die wonder van die geboorte van Kain en Eva wat uitroep, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Eva het heel moontlik besef dat iets ongeloofliks gebeur het. Dit wat die Here in Genesis 3 vers 16 gesê het, dat die vrou kinders sal baar, het nou gebeur. Ons sien God het mense verskillend geskape, elkeen met sy eie gawes en roeping. Kain was 'n landbouer en sy broer Abel 'n veeboer. Ons sien dan die genadige hand van God. Na die sondeval het die mens nie alle kontak met God verloor nie. Adam en Eva met hul gesin was heeltemal bewus van God, want ons lees dat Kain en Abel offers aan die Here gebring het. Kain het sy graan aan die Here geoffer en Abel het sy vee aan God geoffer. En om een of ander rede het God nie Kain se offer aanvaar nie. Toe die mens uit die tuin van Eden verdryf is die gemeenskap wat tussen God en die mens bestaan het verbreek. Dus het sonde gemaak dat die mens eers weer versoen moet word met God. Ons lees in die Ou Testament dat alleenlik diereoffers gebruik is om versoening te bewerkstellig. Alhoewel graanoffers aanvaarbaar was voor God, Levitikus 2, moes iets anders in die plek van die mens doodgemaak word om sodoende met God te versoen. Kain se graanoffer het dus nie 'n lewe gehad nie, en 'n lewe is nodig om versoening te bewerk. Ons kan vandag dankie sê vir die prys wat Jesus reeds aan die kruis betaal het vir elkeen van ons. Johannes 1 vers 29 praat van die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Omrede God nie Kain se offer aanvaar het nie, het hy baie kwaad geword. Sy woede was ongetwyfeld gewortel in trots en hy kon nie verdra dat God sy broer se offer aanvaar het nie. God kom na Kain in 'n liefdevolle konfrontasie en waarsku hom oor die vernietigende krag van sonde. Sien, Kain het eintlik hier 'n keuse gehad om sonde te weerstaan en seën te vind, maar jaloesie het beheer oor hom gekry en hy nooi sy broer na 'n oop stuk veld en hy maak vir Abel dood. Sy verkeerde keuse het hom laat swig vir die sonde en hom uiteindelik verslind. In vers 9 vra God vir Kain, waar is jou broer Abel? En Kain antwoord hom met 'n retoriese vraag, ek weet nie, is ek my broer se wagter? Sien, sonde lei nie net tot moord nie, maar ook tot leuns. Dit het die geneigtheid om ons verhouding met God en ons medemens te vernietig. Sien, wanneer ons ongehoorsaam is teenoor God, lei dit tot onbarmhartigheid teenoor ons naaste. Die Here hou mense verantwoordelik vir mekaar. God gee mense aan mekaar om broers te wees, nie vyande nie. In vandag se tyd, wanneer diegene wat God dien, deur geweldenaars te nagekom word, dan roep God daardie mense tot verantwoording. Dit is nie ons taak om wraak te roep op die geweldenaars nie, of om die oordeel van God op hulle af te bid nie. Die Here doen dinge op sy tyd en sy manier. Ons lees dan dat die Here vir Kain vervloek het, dat hy nooit weer 'n rustige lewe op die aarde sal vind nie, en 'n vlugteling en 'n swerwer sal wees. Nou Kain voel nie sleg oor sy sonde nie, en hy's nie jammer oor dit wat hy gedoen het nie. Hy dink net aan sy eie swaar kry, en hy voel sleg oor die straf wat hy ontvang het.
Ons sien dan God se genade is so groot. En alhoewel hy bewus was van alles, was hy selfs teenoor Kain, die geweldenaar, genadig. Hy wis nie vir Kain uit nie. Hy gee 'n teken tot sy beskerming. Sjoe, dit is mos nou genade, onbeskryflik groot. Ons lees in verse 17 tot 24 van Kain en sy nageslag en hoe hul die vroeë beskawing beskryf in die afwesigheid van God. Ons sien in vers 24 die arrogansie van Lamech, die feit dat hy dink hy groter beloning as God kan gee, wys 'n mensgesentreerde manier van dink, waar die fokus meer op die mens is as op God. Nou ten spyte van sy spoggery, word hy, nog sy nageslag, nooit weer in die Bybel aangehaal nie. Hy het tot niks gekom nie. Maar sien, daar is altyd hoop. Alhoewel Adam en Eva nog kinders gehad het, wat nie in die Bybel se rekords genoem word nie, was Set, die uitverkore nageslag van Adam, werd om genoem te word. Hy het in 'n sekere sin vir Abel vervang, en hy was die een aan wie die belofte van 'n verlosser uit die nageslag van die vrou oorgedra sou word. Die hoofstuk sluit af met die moontlike eerste herlewing, na 'n duidelike agteruitgang. Ek lees vers 26 uit die 2020 vertaling. En vir Set, ook vir hom is 'n seun gebore. Hy het hom Enos genoem. In daardie tyd het hulle begin om die naam van die Here aan te roep. Nou wanneer ons na Genesis 4 in vandag se tyd kyk, is dit soos 'n spieël waarin ons moet kyk en sê, dien ek en jy werklik die Here, of dien ons hom nie? Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.